Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 17de September 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Nelson Mandela Bay, munisipaliteit, geen telefoondienste, skuld 10 miljoen rand. Nuushooftrekke vir vandag: man wat sy ma doodskiet, kry borg. In die Landdroshof, Nelson Mandela Bay se munisipaliteit sy hulle telefoondienste opgeskort, 10 miljoen rand se skuld. Aanklaers vra doodstraf vir Charlie Kirk se moordenaar. Robert Redford, die akteur, sterf op 89-jarige ouderdom. Tweede keer in 10 jaar dat Leeu's in Curriebeeker finaal speel. Inskrywings vir 2 Oseane Marathon nou al oop. Munisipale landlyn telefoondienste oor die hele Nelson Mandela Bay munisipaliteit, die NMBM1, is opgeskort nadat die metro versuim het om byna 10 miljoen rand se agterstallige telefoonrekeninge te betaal. Die vertraging met die betalings spruit uit die werkingstelling van 'n nuwe PBX telefoonbestuurstelsel, het sê Temisiso Soyaya, munisipale woordvoerder, by navraag aan die media gesê. Die metro het maandag 'n kennisgewing uitgereik waarin inwoners ingelig word dat die munisipale oproepsentrum onbereikbaar is weens 'n tegniese fout. Ons tegniese span werk aan die probleem en opdatering sal betyds gekommunikeer word, so sê die metro. Die metro se finansiële hoof sê opdrag is gegee om die betaling aan MTN te prioritiseer sodat die landlyndienste so gou as moontlik herstel kan word. Intussen het die opskorting bedrywighede ontwrig met personeel wat tydelik nie oproepe via die landlynstelsel kan maak of kan ontvang nie. Die metro is daartoe verbind om die saak dringend op te los in belang van die dienslewering en operasionele kontinuïteit. Hy het om verskoning gevra vir enige ongerief wat gelewer is. Die reg moet sy gang gaan. Hy het gedoen wat hy moes doen. Dit was gister die woorde wat Christen Nel, wat 64 jaar oud is, op 'n vraag deur die koerante vir kommentaar oor die vervolging wat op hom wag in verband met die moord op sy ma, Ria, wat 87 jaar oud was. Nel is in die Landdroshof in Kibera op borgtog van R5.000 vrygelaat. Die polisie beweer Nel het sy ma die aand van 22 Augustus met 'n jaggeweer in 'n aftreeoord in Sherwood, Kibera, doodgeskiet. Die polisie beweer Nel het aangevoer dit was 'n genadedood gewees. Sy wou volgens Nel nie meer geleef het nie. Nel, waar die afgelope 2 jaar heeltyds by sy ma in die aftreeoord gewoon het en haar intens versorg het nie pertinent in die hof erken dat hy haar geskiet het nie, maar hy het dit ook nie aan die hof ontken nie. Die landdros in die borgtog aansoek het gesê geen bewyse is aan die hof voorgelê wat aandui dat die openbare orde versteur sal word wanneer Nel se vrylating op borg goedgekeur sal word. Die staat het voorheen aangevoer dat die moordklag teen Nel dui aan dat hy gewelddadige neiging het. Hy benadruk die moord op enige iemand sonder wettige regverdiging bly onwettig, ongeag van die omstandighede en dat 'n daad van moord gewelddadig van aard is. Die saak is weer op 20 November voor die hofrol geplaas. Die Amerikaanse staatsaanklaers vra vir die doodstraf vir die vermeende moordenaar van die aktivis Charlie Kirk. Jeff Gray, die stuksaanklaer van Utah, die Amerikaanse deelstaat waarin Kirk op 10 September doodgeskiet is, het gister op mediakonferensie gesê Tyler Robertson sal na die volgende misdade aangekla word: moord met verswaarde omstandighede, die afvuur van 'n vuurwapen, regsveruideling, verskuiwing van die vuurwapen, ook regsveruideling, die weggooi van klere wat 'n bewering tydens die moord die Robinson gedraas, inmenging met getuies. Robertson het glo sy kamermaat beveel om inkriminerende teksboodskappe te verwyder, inmenging met getuienis. Robertson het sy kamermaat beveel om stil te bly en nie met die polisie of die media te praat nie, en 'n geweldsmisdaad terwyl kinders teenwoordig was, gepleeg is. Foto's van Robinson is kort na die skietvoorval op 10 September uitgereik en sy ouers het glo opgemerk dit lyk soos hulle seun, het Gray gesê. Gray voer aan die DS-toetse op die vuurwapen behoort aan Robertson. Robertson het glo ook aan sy ouers gesê daar is te veel boosheid in die wêreld en die ou Kirk versprei te veel haat. Kirk was besig met 'n praatjie tydens 'n geleentheid op die Orem kampus van die Utah Valley Universiteit toe hy vermoor is. Dit was onwys van president Cyril Ramaphosa om as ANC-leier die DA se munisipaliteite te prys. Ramaphosa het maandag aan byna 5000 ANC-raadslede in Johannesburg gesê dis vir hom 'n bitterpil om te sluk om te sien hoe die munisipaliteite waar die ANC regeer agteruit gaan terwyl DA munisipaliteite baie beter vaar. Op sy beurt sal aan die DA reeds munt uit Ramaphosa se erkenning
Willie Oukamp, DA-LP en Nasionale Party woordvoerder, sê hierdie party is gevlei oor Ramaphosa wat hulle bestuur van munisipaliteit geprys het. Alles wat die DA doen, is daarop gemik om die lewe van al die mense van Suid-Afrika te verbeter. Waar ons regeer, beteken dat die DA-regering op die hoogste vlakke presteer, dienste lewer, openbare geld in publiek bestee en korrupsie uitroei, het hy gesê. Gister het die wêreld hierdie magiese teenwoordigheid vir altyd verloor toe Robert Redford rustig in sy slaap by sy huis in Sundance, Utah oorlede is. Hy was 89 jaar oud gewees. Soos die koerante dit stel, was Redford 'n reus van Amerikaanse rolprentkuns, maar hy was ook iets groter, 'n kulturele ikoon wat bepaal het hoe Amerika sy stories moet versprei en hoe kunstenaars buite die hoofstroom hulle stemme kon vind. Hy is gebore as Charles Robert Redford Jr. op 18 Augustus 1936 in Santa Monica, Californië, die seun van 'n melkman wat dissipline, aanpasbaarheid en deursettingsvermoë vir hom aangeleer het. In 1958 het Redford met die historikus en aktivis Laura van Wegen getrou, saam met wie hy 4 kinders gehad het, naamlik Scott, Shauna, James en Amy. Redford se afsterwe lei die einde van die era in, maar sy invloed sal vir altyd verweef bly in sy rolprentkunste. Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en Werner Riemann, operasionele hoof, het maandag aand na Amerika gegaan om die negatiewe gevolge van Amerikaanse tariewe te help versag, asook om te help om handelsooreenkoms tussen Suid-Afrika en Amerika te fasiliteer. Hulle sal met senior verteenwoordigers van president Donald Trump se administrasie gaan vergader. Trump het vroeër vanjaar vuur gespoeg onder meer Suid-Afrika se onteieningswet en sy betrekking met lande en terreurorganisasies soos Iran en Hamas. Herman het gister aan die koerante gesê, die Solidariteit se jongste besoek aan Washington kom te midde van grootskaalse werkverliese wat op 'n plaaslike bodem gaan dreig. Die eerste vlag van afleggings gaan volgens Solidariteit meer as 350.000 mense en onregstreeks raak. Amerika het onlangs 'n tarief van 30% op Suid-Afrikaanse produkte geplaas wat na Amerika uitgevoer word. Die koerant het maandag berig, Ramaphosa gaan ook weer na Amerika reis vir verdere gesprekke met die Trump-administrasie oor hierdie tariewe. Ramaphosa wat in Mei in die Withuis was om met Trump te onderhandel vir 'n beter tariefooreenkoms, het nie gesê wanneer hy presies na Amerika weer sal reis nie. Meer as 5,000 eienaars van die splinternuwe Ford Ranger bakkie-reeks moet alweer teruggaan na handelaars om herstelwerk te laat doen. Die Ford-maatskappy het hierdie naweek aangekondig daar is sagte ware vir die remstelsels van die 2025 Ford Ranger modelle wat opgedateer moet word. Volgens Ford kan bestuurders 'n verandering invaar in hoe die pedaal voel en dat meer op die rempedaal getrap moet word om die voertuig te laat stop weens 'n verlies van die remversterkingskenmerk in hierdie voertuig. Volgens Ford kan die verlies van remversterking veroorsaak dat langer afstande nodig is om veilig te kan stop wat die risiko van ongeluk kan verhoog. Daar is 5,300 Ford Ranger bakkies in Suid-Afrika wat deur hierdie herroeping geraak sal word. Na verwagting gaan die rand versterk indien die Federale Reservebank van Amerika, Fed, van dese week 'n rentekoersverlaging aankondig en die Reservebank die plaaslike rentekoers dieselfde hou. Volgens die hoofekonoom by Old Mutual Groep is dit waarskynliker dat die Fed 'n rentekoersverlaging gaan aankondig as wat Suid-Afrika dit sal doen. Hy sê dit gaan die rand ondersteun. Die rand het sedert April, toe dit bo R19 teen die dollar verhandel het, stelselmatig tot R17.36 versterk en het gister in 'n stadium op R17.32 gestaan. Fed se fokus sê die verskywing na ondersteuning is aan die ekonomie. In Amerika sit inflasie steeds bo die 2% teiken vas, maar die arbeidsmark het merkbaar verswak, het hy gesê. Suid-Afrikaners se optyd vir dobbelary, veral weddenskappe, is besig om die hoogte in te skiet met 25% styging in die aktiwiteite in die 2024 boekjaar. Syfer van die Nasionale Dobbelraad dui daarop dat dit 'n bloeitydperk in hierdie bedryf beleef. Die bruto inkomste uit dobbelary het tot R59,3 miljard in die 2024 boekjaar geklim. Dit sal Saterdag die eerste keer in 10 jaar wees dat die Leeu's 2 jaar in 'n ry in die Currie-beker eindstryd speel. Die Leeu's het egter sedert 2015 2 keer in die eindstryd verloor. Redlinghuis is deesdae die Leeu's se skramafrigter. Ivan van Rooyen, die hoofafrigter van die Leeu's, was toe die kondisioneringsafrigter. Die oudbok Rudolf Strauly was toe die uitvoerende hoof van die Leeu's, 'n pos wat hy tans nog beklee. Voormalige Springbok-flank Willem Albert, wat diep spoor in Leeu rugby getrap het en verlede jaar op 40-jarige ouderdom sy tokse opgehang het, sê as die Leeu's die Currie-beker wil wen, moet hulle nie net klinies wees nie, maar ook gedissiplineerd wees
en alle kanse moet hulle aangryp. Teen 'n span soos die Griekwas, wat die seisoen gewys het, hy's 'n gevaarlike span, wat vir geen ander span hoef terug te staan nie, kan jy dit nie bekostig om enige iets deur te laat nie. Jy moet klinies speel en die druk op jou teenstanders die heeltyd plaas. Die Leeu's moet ook dan nie net kop verloor soos verlede jaar se eindstryd teen die Haie nie. Die Leeu's het verlede jaar in die doodsnakke nie voor die Haie gebuig. Barend Pieterse, die Leeu se lynstaan afrigter, was vroeër ook 'n hulpafrigter van die Noord-Kaapenaars gewees. Die Nieu-Seelandse skramskakel, Noah Hotman, sal die laaste 2 toetse van die rugbykampioenskap teen Australië misloop, nadat hy operasie weens 'n kuitbeenbesering ondergaan het. Hotham, wat in die reeks teen Frankryk 'n enkel besering opgedoen het, het Saterdag slegs 9 minute op die speelveld deurgebring in die rekordnederlaag van 10-43. Die Nieu-Seelandse Rugby Unie sê Hotham sal nie speel in die tuistoets teen Australië op Eden Park op 27 September of in die laaste kragmeting met die Wallabies in Perth 'n week later nie. Albei wedstryde geld ook vir die Bledisloe beker, die jaarlikse reeks tussen die Trans-Tasmaanse bure. Robertson het Saterdag gesê hy hoop Roygaard en Ratima sal beskikbaar wees vir die toets op Eden Park. Finlay Christie het in Hotham se afwesigheid in Wellington as skramskakel oorgeneem toe die All Blacks hulle grootste nederlaag in meer as 120 jaar gelei het. Nieu-Seeland is derde op die puntelys van die rugbykampioenskap met 10 punte, een agter die pas aangeheer Australië en gelyk met die tweede geplaaste Suid-Afrika. Reeds as 'n jong netbalspeelster was Carla Victor bestem vir hoër laure. Nou is die 21-jarige Vrystater bestem vir haar eerste deelname op die internasionale verhoog. Victor is die onderkaptein van die Suid-Afrikaanse onder 21's wat in die wêreld jeugtoernooi in Gibraltar gaan deelneem. Suid-Afrika is in groep D saam met Fiji, Malawi, Barbados, Trinidad en Tobago geloot. Die eerste wedstryd is Saterdag om 1900 uur teen Barbados. Die aanloop tot die toernooi was 'n lang proses vir die Suid-Afrikaners. Hulle moes verlede jaar eers aan die Afrika kwalifiserende toernooi in Pretoria deelneem, wat hulle ook gewen het. Die afrigters het die wedstryde gebruik om te kyk wie gedui onder druk en wie kan planne maak as iets skeefloop, het Victor gesê. Wanneer Victor terugkeer vanaf Gibraltar, is dit terug agter die boeke. Sy het in 2024 met die onderwysstudie aan die Universiteit van die Vrystaat begin, maar die kursus verander en studeer nou kliniese tegnologie aan die Sentrale Universiteit van Tegnologie. Sy sal in Desember van Mangaung uitdraaf op die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in Benoni. Puma sedert 2020 die uitrustingbord van Netbal Suid-Afrika, die uitvoerende komitee van NSA, word ook deur die Pumas geklee. Inskrywings vir volgende jaar se 2 Oseane wedlope is reeds oop en sal volgens 'n gelukstrekking geskied. Die halfmarathon sal op 11 April plaasvind en die ultramarathon die volgende dag. Klaplede met blou nommers kon reeds van maandag af inskryf. Dis atlete wat ultra halfmarathonne reeds 10 of meer kere voltooi het. Chris Goldsmith, tussentydse voorsitter van die raad, sê in 'n verklaring volgende jaar se wedlope sal die byeenkoms se ryk nalatenskap vier, maar ook mikpunte stel vir uitmuntendheid en inklusiwiteit. Michael Meyer van Stillwater Sports, wat die wedloop reël, sê die wedloop spog met prestige, 'n ryk geskiedenis en baie emosie. Hy sê die maatskappy voel geëerd om die rol oor te neem as wedlooporganiseerder en 'n kommersiële vennoot. Ons is daar te verbind om die atlete eerste te stel aan alles wat ons doen, ware te skep vir ons borge en pragtige Kaapstad ten toon te stel en te sorg dat ons 'n verskil kan maak, het Meyer aan die media gesê. Binnenshuise hokkiespanne van Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Namibië en Zimbabwe gaan in Desember saam met Suid-Afrika se spanne in die toernooi om die Nkosi beker in Kaapstad te sien wees. Die Suid-Afrikaanse spanne speel in die laaste 2 wedstryde van die eerste aand teen Nieu-Seeland. Die Suid-Afrikaanse mans sal teen die Kiwis, Amerika, Australië en Namibië speel. Die Suid-Afrikaanse mans het in Februarie in Kroasie die halfeindstryd van die Wêreldbeker toernooi gehaal en geskiedenis gemaak deur uiteindelik in die 3de plek te eindig. Die Suid-Afrikaanse vroue speel teen Nieu-Seeland, Australië, Zimbabwe en Namibië. Namibië se vroue het Suid-Afrika verlede jaar met 3-1 in die eindstryd geklop om die Nkosi beker te kan lig. Themba Kashile en Tiaan van Vuren het gister met 100-talle vir Suid-Afrika A 'n voorsprong in sy eerste beer oor Nieu-Seeland A in Benoni gegee. Die tuisspan het danksy hierdie 2 op 578 vir 8 verklaar. Die pakiewagter Kashile het 186 lopies van 206 balle aangeteken en Van Vuren 120 lopies van 115 balle. Van Vuren het 82 van sy lopies met grenshoue behaal. Dit was sy eerste 100-tal in cricket gewees. Kashile wou 'n aflewering van die draaier Aditya Ashok wat op 3 vir 173 uit die veld geslaan toe hy gebou is.
Van Vieren is later uitgehardloop, die 250 lopies om die 7de paadjie aangeteken. Zekete Nene moes gister 'n frustrerende wegspring oorkom nadat die tegniese probleme veroorsaak is dat die atlete 'n totaal van 3 keer in die blokke moes sak voordat die wedloop uiteindelik voltooi kan word. Nene het egter die looppunt koelkop gebly en sy halfeind in 44.20 sekondes beklink. Nene se landgenoot Lite Pillay het ook nie die paal gehaal met sy 6de plek in 44.82 sekondes nie. Die Keniaan Faith Kipyegon het haar status as die beste 1500 meter atleet tot nou toe nog weer eens onderstreep in 'n ongelooflike vertoning waarmee sy 'n 4de wêreldtitel in 5 probeerslae oor die afstand verower het. Die Amerikaner Cordell Tinge het in die 110 meter hekkies goud behaal in 'n tyd van 12.99 sekondes. Die 23-jarige Kanadese hamergooier Ethan Katzberg het sy titel suksesvol verdedig met 'n kampioenskapsrekord van 84.74 meter. Sy beste gooi het die byeenkomsrekord van 83.63 meter wat in 2007 deur Belarus se Ivan Tikhon opgestel is aan Flarde gelaat. Met Lachlan Lerivouni het 'n stelling in die halfeindronde gemaak deur in 48.29 sekondes die voorste tyd in die wêreld van die jaar aan te teken. Sy tel nou onder die voorste 7 vroue nog in die 400 meter. Die Amerikaanse rekord van 48.70 sekondes wat al sedert 2006 agter die naam van Sanya Richards-Ross gestaan het, is boonop in hierdie proses aan Flarde gehardloop. Suid-Afrika het gister met 8 paadjies in Lahore gewen om die voortou in die reeks van 3 wedstryde te neem. Pakistan met die lood gewen het 255 vir 4 en 50 boubeurte aangeteken. Suid-Afrika op 259 vir 2 wat met Kap op 121 nie uit van 128 balle wat insluit 13 vierde en 2 sesse en Brits op 101 nie uit nie van 121 balle wat insluit 9 vierde aan die spits toe die teiken met nog 10 aflewerings oor verbygesteek het. Dis nou die 4de keer in die 35-jarige Marizaan Kap se loopbaan dat sy 100-tal in eendag kriket vir Suid-Afrika aangeteken het. Vir die 34-jarige Brits, 'n aanvangskolwer, was dit die 5de keer dat sy 100-tal in eendag kriket geslaan het. In die laaste 5 bilbeurte van die tuisspan se golfbeurt het die Protea bowlers hulle goed van hulle taak gekwyt. Na die 45ste bilbeurt was Pakistan op 229 lopies vir 4. In die laaste 5 bilbeurte het die Suid-Afrikaners slegs 26 lopies afgestaan. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou registreer. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1731, Polokwane 1327, Lephalale 1634, Mbombela 1326, Mahikeng 728, Pretoria 1329, Johannesburg 1127, Ermelo 725, Galagadi 828, Gaborone 1431, Richards Bay 1620, Pietermaritzburg 1216, Durban 1521, Port St Johns 1119, Pongola 1725, Maputo 2025, Bethlehem 421, Bloemfontein 521, Allewal Noord 26 in die middag, Welkom 725, Vryburg 628, Kimberley 624, Appington 725, Prieska 624, Springbok 422, Karasburg 627, Keetmanshoop 928, Mariental 1030, Alexanderbaai 1116, Brandvlei 421, Loederitsbaai 1128, Vredendal 720, Kaapstad 1117, Sutherland -215, George 817, Jeffreys Bay 1019, Kebarra 29, Grafreinet 318, Kaapogillas 915, De Aar 521, Molteno 117, Beaufort West 419, Oos-London 1021. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.33 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.58. Die euro verhandel teen R20.56. 'n pond kos R23.67. 'n yen kos 12 sent. Die prys van silwer per ons is $42.52 Amerikaanse sent. Platinum per fyn ons is $1,394. Palladium se prys per fyn ons is $1,179.
Goud se prys per fyn ons is $3,689. Die prys van Brent olie is $67,44 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: jy kan die meeste van jou opposisie klop, dis maklik, net nooit handdoek ingooi nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename dag vir almal.